Goeiedag, ek is Rian Pretorius van die AP Kerk Waterberg op Nylstroom. Wat het u en ek ontvang? Kom ons lees Hebreërs 12 vers 28 en 29. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Hebreërs 12 vertel rondom vers 18 van dinge wat Israel in die Ou Testament beleef en ontvang het, en hoe hulle daarop gereageer het. Hulle het by die berg Sinai gekom en daar iets van God se heerlikheid beleef toe God in 'n storm neergedaal het en daar vuur op die berg was. Ons wat vandag leef, wens soms dat ons tog kon beleef wat hulle beleef het. Hulle godsdiens was dan so 'n wonderlike, tasbare werklikheid, vol wonderlike belewennisse wat hulle vir jare lank moes bybly. Hoe heerlik moes dit net nie wees nie. Vers 21 vertel dat Moses dit nie bloot as heerlik ervaar het nie, maar dat hy verskrik en vol siddering was. As ons kan ruk van skrik wanneer daar maar net 'n harde donderslag is, en minstens ongemaklik is totdat die storm verby is, hoeveel te meer wanneer jy dinge beleef soos wat Israel daar beleef het, toe God hulle sy koninkrykswet gegee het en so hulle as sy volk tot stand gebring het. Vanaf vers 22 word verduidelik dat die Nuwe Testamentiese gelowiges eintlik beter dinge ontvang en beleef het. Israel het skaduwees gesien van dit wat die Here Jesus se oorwinning 'n werklikheid kom maak het vir gelowiges. Ons staan nie voor 'n aardse beloofde land nie, maar voor 'n beloofde land in God se direkte teenwoordigheid. Voor die hemelse Jerusalem met 10.000 van engele en 'n feestelike skare van gelowiges. Ons kan getuig van die Here Jesus se offer wat nog veel beter was as Abel se offer. En daarom word gelowiges vermaan om versigtig te wees. Juis omdat ons soveel meer weet en soveel meer het om aan vas te hou as daardie Ou Testamentiese gelowiges. Hulle koninkryk kon en het tot niet gegaan. Die een waarvan ons Here Jesus ons deel gemaak het, sal nooit verbygaan nie. Dis onwankelbaar. Juist daarom, omdat ons so 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, behoort ons soveel meer dankbaar te wees en God met eerbiedige respek te dien, soos wat hy dit graag wil hê. Ons moet verstaan dat God 'n verterende vuur is, soos Moses en sy volk daardie tyd beleef het. Die feit dat hy 'n verterende vuur is wat ons enige oomblik sou kon vernietig, moet ons laat besef dat ons versigtig moet wees, maar terselfdertyd ook dat ons daarom wonderlike genade ontvang het. Ons moes vernietig gewees het deur hierdie verterende vuur, maar die Here Jesus is deur God se torengloed aan die kruis verteer, sodat ons saam met God vir ewig mag leef. Watter dankbaarheid behoort ons net nie te hê nie. Kom ons bid saam. Vader, waar ons so maklik vergeet van wie U is, hoe groot U is, wat U eintlik veronderstel was om met ons te doen, is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om te mag weet dat ons sulke wonderlike dinge van U ontvang deur U Seun.
Daarom wil ons vra dat U ons oë weer daarvoor oop sal maak. Amen. Mooi dag vir elkeen.